Eerstens is dit vir my 'n groot voorreg om julle babatjie vandag toe te wy of Alissa toe te wy. Ons het gister so 'n bietjie gesels en nie net getuig julle openlik van 'n verhouding met God nie, maar die keuses wat julle maak en die manier hoe julle leef, dit wys eintlik julle verhouding met God. So vir my is dit regtig 'n groot voorreg om vandag hier saam met julle te wees op hierdie spesiale oomblik. Ons het gesels ook gister oor deur moeilike tye wat jy self deur gegaan het, deur daai motorfietsongeluk wat jy gehad het en deur uitdagende tye het jy staande gebly, maar jy het gefokus gebly op die Here en daarvoor wil ek vir julle regtig applaud. Maar ek wil ook vir julle hê julle moet besef en verstaan dat vanoggend wat julle doen is nie net 'n ding wat om te doen om dit af te tik nie. Dis 'n baie spesiale gebeurtenis, dis 'n baie spesiale oomblik, dis 'n baie spesiale keuse wat julle maak, wat julle as ouers maak. Sy is nog nie oud genoeg om hierdie keuse te maak nie, maar julle die keuse gemaak om te sê, ons sal haar groot maak soos wat God van ons verwag. En dis julle keuse wat julle gemaak het en selfs gister toe ons daaroor gesels het. So hierdie is 'n doelgerigte keuse, dis 'n belofte wat julle gaan maak vir julle families, vir julle vriende, vir hierdie geestelike familie. En dis 'n belofte om opnuut as egpaar aan mekaar verbind te bly. Dis 'n belofte om as ouers alles in julle vermoë te doen om 'n geestelike voorbeeld te wees vir julle kind. 'n Belofte om 'n geestelike voorbeeld te wees deur julle getroue gehoorsaamheid. Toe maar ek het 2 seuns. Ek is heeltemal gewoond daaraan. Shame. 'n Belofte om in die woord te leef wanneer dit kom by julle verhouding met God, maar ook julle as gesin. 'n Keuse wat julle opnuut maak soos wat Josua gemaak het. Ek en my huis, ons sal die Here dien. En daarom voordat ek vir Alissa gaan seën en toewy, het ek eers so 'n paar vragies wat ek vir julle wil vra. Besef julle vandag dat hierdie toewyding van julle met Alissa is 'n toewydingsbelofte, toewydingsaksie wat julle aan die Here maak om haar geestelik te lei soos wat God van julle verwag. Beloof julle dat julle deur julle lewe, julle gesindheid en julle voorbeeld vir Alissa geestelike rolmodelle te wees. Beloof julle nou hier voor die gemeente en die Here dat julle vir Alissa sal bid. Stormy Martian het geskryf, om 'n volmaakte ouer te wees is nie belangrik nie, maar om 'n biddende ouer te wees is wel. Beloof julle dat julle Alissa sal lief hê, sal beskerm en sal lei soos God van julle verwag. Anonieme persoon het geskryf, liefde vir kinders word gespel TID, tyd. Beloof julle om Alissa te leer wat dit beteken om deel te wees van so 'n geestelike familie en dat julle vir haar sal die basiese beginsels van die Bybel sal leer en alles in julle vermoë sal doen om vir haar te wen vir die Here. Soos Jesus self sê in Lukas 18 vers 16, laat die kindertjies toe om na my toe te kom en moet hulle nie keer nie, want dit is sulke mense wat deel het aan die koninkryk van God. Laastens beloof julle dat julle altyd rigtingaanwysers sal wees na Jesus Christus vir Alissa, maar ook vir mekaar en vir die mense om julle. Wat is julle antwoord hierop? Spreuke 14 vers 26 sê, wie die Here dien, het daarin 'n veilige toevlug en ook sy kinders vind daar skuiling. Mag julle as gesin saam ook veilige skuiling vind by God. Saam stap julle die pad. En dan laastens het ek ook 'n vraag vir die familie en vriende wat ook vanmôre hierso is. Beloof julle om vir hulle te bid as gesin? Kan ek jou hande sien? Baie dankie. Sien julle al die hande wat hier nou opgegaan het? Wys net weer die hande. It takes a village to raise a child. It takes a village. So nou gaan ons haar spesiaal seën. Dink julle sy gaan na my toe kom? Hallo jy. Hoe is jy? Okay. Ja, ek het geweet. Alissa, ek kom wy jou toe in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here Jesus, ek kom bid en ek kom wy hierdie pragtige dogtertjie, kom wy ek toe in die naam van U. Ons kom bid vir haar lewe wat so oop lê en ons weet dat U beplan vir haar 'n baie spesiale lewe. En Here, ek bid ook so vir hierdie 2 ouers dat U hulle sal seën, dat U hulle sal equip, dat U hulle sal help en sal lei om haar groot te maak in die naam van die Here. En dat sal sy weet wat dit beteken om 'n kind van U te wees, Here, deur te kyk na haar ma, na haar pa en die voorbeelde wat hulle is.
Ek sê vir U dankie vir hierdie gesin. Dankie vir die keuse wat hulle vandag gemaak het. Mag hulle U mooi so op hulle lewens ervaar. Mag hulle U seën op hulle lewens ervaar. Mag hulle beleef iets van U liefde, iets van U teenwoordigheid in hulle lewe. En mag hulle besef dat die keuse wat hulle vandag gemaak het om hierdie kind, om hierdie dogtertjie, om Melissa toe te wy aan die Here, daai keuse wat hulle gemaak het om te sê ek sal hierdie kind so groot maak soos wat God van my verwag. Mag hulle beleef dat dit is 'n kragtige toewyding wat hulle vandag gedoen het en dat hulle daartoe sal gehou word, want dit is 'n belofte wat hulle gemaak het. Ek sê vir U dankie vir 'n lewe, dankie vir haar lewe en mag U haar ryklik seën met 'n toekoms. Mag sy opgewonde wees oor wat U vir haar lewe beplan. Ek sê vir U dankie in Jesus naam bid ons dit. Amen. Baie dankie. Kom ons klap vir hulle 'n groot hande klap.